al sy wee harte uit, en ek wil julle hoor, sommer sing vir 2 mense, en uit ons harte uit tot eer van die Here. Hoër as die hemel, dieper as die see, higher as die heelal, die mens en al sy weer, groter as die skepping, kosbaar baie meer, onverdiend en ewig is die liefde van die Heer. Hy is koning, grote koning, God van mag en krag, God van woord en daad. Prys die koning, grote koning, God van son en reën, God van sorg en seën, hy regeer. Groter as die mensdom, sit kennis en verstaan, meer as al die sterre, ontelbaar soos die sand, hoër as die berge, groter as 'n meer, ver ons gedagtes is die liefde van die Heer. Hy is koning, grote koning, God van mag en krag, God van woord en daad. Prys die koning, grote koning, God van son en reën, God van sorg en seën, hy regeer. Hy is koning, grote koning, God van mag en krag, God van woord en daad. Prys die koning, grote koning, God van son en reën, God van sorg en seën, hy regeer. Goed, kom ons sluit af met Majesteit. Ina en Jakob, ons het nou gereël vir 2 keer deur. Kom ons sing hom net 1 keer deur. Ons is nou op die tyd. Kom ons sing Majesteit net 1 keer deur, baie bekende lied. Majesteit, glansryk heerlikheid, ons wil Jesus die koning orde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, vanwaar ons woon tot by sy troon, wil ons omprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons het verwerf, hy het geroem.
Broer en suster, hartlike goeiemôre. Ek is so bly om almal hier te sien, spesiaal julle klomp jongetjies hier voor ons, kom ek sê sommer vir julle goeiemôre. O, genade, gaan ons die oggend so begin, kom ons probeer weer, goeiemôre julle. Daar sê, dit klink nou beter, gaan dit goed met julle? Almal goed, right. Sien almal se koppe skud darm, en ons is so bly, vandag is Zip en Zet se diens, en ons gaan lekker saam met hulle kuier, en ek hoop julle is reg, is julle reg vir hulle? Maar hulle slaap nog, ons gaan hulle net nou wakker maak. Hulle is nog hier iewers, hulle stort en borsel nog tande in die agter, hulle sal nou met ons wees. Goed, kan ek hoor enige besoekers by ons vanoggend? Neem maar die vrymoedigheid om die hand op te steek. Besoekers, daar, van waar is julle? Van Amsterdam af, baie welkom hier by ons vanoggend. En ek hoop dis nie die eerste en die laaste keer wat julle kom kuier nie. Is dankbaar saam met julle vanoggend. Nog enige besoekers? Verder, dit lyk almal so ver bekend. Ek gaan nou die hele oggend maar hier staan, ek gaan nie op die kansel wees vandag nie, ons gaan net nou met die kindertjies gesels, so ons doen sommer alles hier van onderaf vanoggend. So baie geluk wil ons vir almal sê, wat as daar iemand is wat 'n huweliksherdenking vier van vandag tot Saterdag? Enige iemand 'n huweliksherdenking? Daar, genade, Jan en Marinda, hoeveel jare moet ek vir Jan vra? Hy kyk eers vir Marinda om seker te maak, hy gaan die regte antwoord gee, anders het ons later moeilikheid. Hoeveel? 22. Baie geluk, daar is, kom vir julle ietsie om te eet. Nog iemand wat 'n huweliksherdenking vier? Sterkte en mooi volgende 22 jaar. Nog huweliksherdenkings, dat ek dit nou nie mis vanmôre nie? Goed, baie geluk, Jan en Marinda. Kom geniet 'n koppie tee en koffie na die diens in die saal. En dan vanoggend, broer en suster, u sal onthou dat ons jaar so loop met ons gesinsbediening, dat ons so een keer 'n kwartaal na die erediens die ouers 'n bietjie met hulle gesels. So ek wil vra, maar dis nie net vir die ouers nie, oumas en oupas, almal, omdat dit 'n gesin is, as jy enkel lopende is jy ook welkom, maar veral die ouers vanoggend wil ons vra, so 'n halfuurtjie, terwyl die kinders in die katekisasie is, julle na die diens net vir ons in die kerk agterbly, dan gaan ons lekker daar oor 'n paar saakies net gesels na die diens, asseblief. Dan vanoggend kerkraadsvergadering na die jeuggroepe in die konferensiekamer. En hier op die tafel is nog kalenders, as jy nog nie 'n kalender het nie. Kom, neem net een per gesin asseblief, en as dit nog te min is, dan kontak jy maar net die kerkkantoor. Dan as daar nog mense is wat vir my kan help met 'n werkgroepie vir die gesinsbediening, kontak maar vir my asseblief, wat ons ook so 'n groepie op die been kan kry. Dan by voorbidding het jy daar, Elsie en oom Flip en Johan, oom Johan, ja, nog steeds die Lombard familie, Roanetjie kry nog steeds fisioterapie, gaan eintlik met haar goed, en dan Andrei Olivier, ek weet nie wie ken van Andrei nie, Andrei het longkanker, en dit gaan nie baie goed met hom nie, so ons vra die voorbidding, en dan Rina is in die hospitaal vir behandeling, en dan die Jacobs familie, is Janie Jacobs se tannie, dis sy pa se suster wat oorlede, sy was hier in die ouete huis in Ermelo. So ons vra u voorbidding daar vir almal. En dan die verjaarsdag, Sondag, Lenel Grobler, Simone Jacobs, Maandag Martie Funga, ek hoop ek spreek hom reg uit, en Annetjie van Rooyen, Dinsdag Corrie Swart, Woensdag Ewout Potgieter, Donderdag Johan Ferreira en George Labeskagni, en Christo Nodee, en Vrydag, dankie dat julle my ook onthou, anders was ek in die moeilikheid. Is daar iemand nog, my ou girl wat verjaar, en Roshan, ek sê, julle verjaar saam. En dan Saterdag Miranda Burman, Bianca Koetser en Daantjie Jacobs, vir julle almal 'n baie mooi en 'n geseënde nuwe lewensjaar. Goed, en dan wil ek 'n laaste dingetjie net sê. Dit is na aanleiding van verlede Sondag se erediens met die aflosstokkie, julle sal dit onthou. Die wat nie 'n aflosstokkie gevat het nie, by die deure is nog steeds 3 by elke deurehouer, so jy neem vir jou 'n stokkie in die hand. Die bedoeling daarmee is dat
Onthou julle die aflosstokkie? Jy en ek is God se verteenwoordigers. Ons gee hierdie stokkie aan, na ons kinders toe, na mense naby ons toe, dis ons verantwoordelikheid, en ons moenie die stokkie laat val nie, want dit diskwalifiseer die hele span. So neem dit daar vir julle, en as julle nog nie verlede Sondag se diens gevolg het op YouTube nie, of op die gemeente se webblad nie, gaan kyk dit gerus, sodat ons dan ook ons verantwoordelikheid as kinders van die Here kan nakom. Right. Sommige net hier naby die kinders ook staan. Ons gaan begin vanoggend 'n erediens met 'n fotum. Dit is nou 'n baie groot woord. Dit beteken ons begin die erediens in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek begin dit gewoonlik met of 'n gebed of 'n stukkie uit die Bybel uit wat ek maar gewoonlik vat en lees, of sommer iets anderster wat die Here op my hart druk. So dit sê vir ons, God is hier, die erediens gaan begin en daarna gaan ek die Here se seëngroet aan julle oordra. Nie ek wat dit doen nie, ek dra dit net oor, waar die Here dan ook vir julle eintlik sê, goeiemôre, julle is my kinders en ek het julle lief. Julle reg? Right. Kom ons raak stil. Ek gaan 'n kort gebed doen vanoggend. Kom ons sit sommer ons hande bymekaar as jy wil. En bid ons saam. Here, dankie dat ons almal hier is vanmôre. U het ons opgewek met 'n glimlag, met nuwe krag, met hoop, met blydskap en met Jesus in ons hart. Ons wil hierdie erediens op hierdie wyse kom begin en ons vra dat U saam met ons hier teenwoordig is. Lei ons Vader om U te ontmoet en maak ons hartjies vanmôre heeltemal rein. Amen. Dan sê die Here vir ons in die Bybel ook, hy sê genade vir jou, genade beteken, hy gee vir jou sy verlossing, hy vergewe ons sondes sonder dat ons daarvoor gevra het. So dit kom van God die Vader. Hoe doen hy dit? Hy stuur sy seun die Here Jesus, wat vir jou aan die kruis kom sterf het. En hoe word ons daaraan herinner? Deur die Heilige Gees wat in ons harte is. Ons gaan nou lekker saam sing. Nou gaan ek vra vir Tannie Anne Marie om ook na vore te kom. Sy gaan van my help. En julle moet nou maar vir haar volg. Ek gaan dit nie met die mikrofoon doen nie, ons gaan dit saam met die rekenaar doen. En terwyl die woorde daar op die skerm is, julle almal op die woorde staan. Hande op my kop, hier is my hande, hier is my voete, hier nog staan. Aanpak, kom maar op. Almal doen dit. Almal mooi saam hande op die arms. En met ek saam sing, kom ons verras met die woorde. En maar volgens dit aan die ander kant. Sy weer doen. Is julle reg? Ek hoor jy, is julle reg? Ja, is julle reg? Ja. Jesus het my mooi gemaak. 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 Hande op my kop, die is my hande, die is my voete, en my mooi gezichtje. Hande op my kop, die is my hande, die is my voete, en my mooi gezichtje. Jesus het my mooi gemaak. 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 Hande op my kop, die is my hande, die is my voete, en my mooi gezichtje. Hande op my kop, die is my hande, die is my voete, en my mooi gezichtje. Klap die hande, klap om, klap die hande, klap om, klap die hande, klap om, klap die hande, klap om. Staan die voete, stap op, staan die voete, stap op, staan die voete, stap op, staan die voete, stap op. Draai, hy leef die draai op, draai, hy leef die draai op, draai, hy leef die draai op, draai, hy leef die draai op. Jesus het my mooi gemaak. Jesus het my mooi
Jesus in the Lord, Jesus in the Lord, Goed, ons eers ons asem terugkry. Is julle asem nog reg? Moet ons dit weer doen? As ons tyd gehad het, het ons dit weer gedoen. Ek gaan nou nie vanoggend met julle die 10 gebooie doen nie. Ek gaan nou vanoggend bietjie julle Bybelkennis toets. Of dink ek moet ma en pa se eerder toets? Ja, hulle skud nogal hulle koppe, ja. Alright, goed, so een vir een, Jakob, kan jy op die skerm gee? Hoeveel gebooie, wag, dis vir elkeen 'n chomp werd. Ek net gou 10 chomp seker. Julle weet waarvoor staan chomp, né? Weet julle? Sê vir my? Nee, nog nie, jy sê op die spoor, goeie help gou vir ons. Christus help ons met probleme, dis waarvoor 'n chomp staan. Nie regtig nie, maar ons sê dit staan daarvoor. Right. Elkeen wat reg is, en as jy jou hand opsteek en jy het geantwoord en ek gee vir jou 'n switch, mag jy nie weer jou hand opsteek nie. Ons wil vir almal 'n
kansie gee. Right, hoeveel gebooie het die Here vir Moses gegee? Kom soos met jou. 10, mag ek vir jou gooi? Geef my kwaad wees. Dis hy, right. Okay. Volgende een, Abraham moes sy seun op Moria gaan offer. Wat was sy seun se naam? Isak. Mooi. Skus, ek is 'n dominee wat sweets gooi. Ek het dit nog nie hier gedoen nie, maar ek doen dit altyd. Julle moet vang. Ons leer sommer vang ook in die kerk, né? Alright. Goed. Wat was die naam van die sterk man wat die tempel se pilare omgetrek het? Samson. Mooi. Wie dit nie geweet nie? Hier is 'n moeilike een. Toe die volk in die woestyn was en dit droog was, daar nie water was nie, waar het hulle water gekry? Kom ons vra vir jou. Uit 'n klip uit. Maar nog bietjie, ek gaan vir jou 'n halwe een gee vir daai en ek wil ook weet wie dit gedoen. Wie het op die rots geslaan? Kan jy onthou? Moses. Yes. Right. Jy moet nou met haar deel, hoor. Het Moses, as hy, of met sê ek haar, ekskuus man, ek het nog nie gesien wie dit is nie, so nou sien ek is julle seentjie wat dit goed. Op wat se dier het Jesus gery toe hy Jerusalem ingekom het? Nee, ek gaan hierdie vraag moet moeiliker maak. 'n donkie. Wie jou lekker donkie? Okay, alright. Is jy al op een gery? Weet jy al? Okay, ek ook nie. Goed. Hier is 'n moeilik. Ek het maar gevoel om so 'n moeilike enetjie. Watter groot fout het Petrus gemaak toe hulle vir Jesus wou gaan kruisig het? Kan jy onthou? Jy het nog nie geantwoord nie. Sê vir ons. Okay, jy dink aan Pontius Pilatus wat vir Barabbas vrygelaat het. Dis 'n ander antwoord wat ek soek op die ene. Dis hoekom sê ek moet hom so 'n bietjie 'n moeilike een ingooi. Wat 'n fout het Petrus gemaak daar in Jesus se verhoor? Kom ons vra vir jou. Nee, jy is ook Pontius Pilatus. Dis wat hy gedoen het, maar wat 'n fout het Petrus gemaak? Edwin? Jy gaan jou sweet met mamma moet deel. Hy ken nie vir Jesus nie, hy het Jesus ontken. Hy het gesê, ek ken nie hierdie man nie, toe die meisie vir hom sê, maar jy is een van hulle, toe sê hy, ek ken nie vir Jesus nie, en toe kraai die haan. So ek moes daarom so bietjie moeiliker maak. Raai, kom ons kyk gou. Wat was Paulus se naam voordat hy vir Jesus begin werk het? Saulus, né? Dit is 'n maklike een, né? Daar is jou sweetie. Raai. Goed, in watter dorp is Jesus gebore? Nee, jy het klaar geantwoord. Jesus is nie in Jerusalem gebore nie. In Bethlehem, right. Ek het ook daai fout as kind gemaak. Ek het nie mekaar geraak met die twee, met Bethlehem en Jerusalem. Right, wat is die volgende? Toe Jesus hemel toe gevaar, hier is nog 'n moeilike een. Ek moes 'n moeilike een ook inbring. Hemel toe gevaar het, op watter manier het hy teruggekom en hoe is hy vandag by ons? Wie het nog nie geantwoord nie? Lyk my ek moet die vraag nog moeiliker maak. Gaan jy kan vang? Ek gooi nou met my linkerhand. Okay. Die laaste ene. Waarmee het Jesus 'n groot skare mense kos gegee? Brood en vis. Hoeveel brode? Kan jy onthou? 5 brode en 2 visse. Het Jesus die skare kom kos gee. Dat ek nou net sien dat ek nie iets uitgelaat het nie. Raide, maar julle is regtig slim hoor, genade. Waar het julle dit geleer? Ek hoop by ma en pa of in die jeuggroepe, of het julle dit self gelees in die Bybel? Goed, ek gaan volgende keer die vraag bietjie moeiliker maak. Julle, dit was te maklik geweest vandag. Right, maar julle het baie goed gedoen. Great, ma en pa, great, dat julle die kinders op hierdie wyse die evangelie van Christus leer. Nou gaan ons saam bid, en dan gaan ons hier met 2 ander ouens te doen, 'n meisie en 'n seun in hierdie kas. Ek wonder of hulle nou al tande gebors het, want ek wou sê ek ryk iets hier agter wat nie lekker is nie. Seker nog hier nog besig om tande te borsel. Ons ryk nog hulle asem hier agter. Right, kom ons gaan 'n gebed doen. Stil word vir die Here. En dan vra ons vir hom dat hy vanoggend met ons sal praat. Kom ons word stil. Here, dankie dat u kindertjies liefhet. Dankie dat u met hulle, dat u vir hulle ook betaal het aan die kruis.
Dankie dat U die disippels reg gehelp het toe hulle wou keer dat die kindertjies na U toe kom, het U gesê, laat hulle na my toe kom, moet hulle nie verhinder nie, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Daarom vra ons vanoggend, Vader, dat 'n eenvoudige boodskap op 'n kinderlike manier nie net vir hulle raak nie, want hierdie boodskap is dalk vanmôre van toepassing, dalk op 'n groter basis op ons as volwassenes. Want dit gaan oor wat ons moet doen in die koninkryk en hoe U ons wil gebruik in die koninkryk. En daarom vra ons Vader, maak dit nou stil sodat ons op 'n baie ligte manier en dalk op 'n grappender wyse ook eerder die evangelie van Jesus kan hoor. Op 'n humoristiese manier ook, maar laat ons luister en mag elkeen van ons vanoggend dan ook U hier ontmoet. Ons vra dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dan 'n bietjie stywer maak. Right. Vir wie wag julle? Vir Zip en Z. Ek weet nie wie dit is nie. Moet ons vir die mense vra, weet hulle wie is Zip en Z? Dink julle so? Ja, ek hoop so. Mamma en pappa weet wie is Zip en Z. Nou, ons moet bietjie hoor wat hier in hulle huisietjie aangaan. Hulle het lyk my nou opgestaan en ontbyt geëet en tande geborsel en aangetrek. Lyk my hulle is reg vir ons. Maar nou moet ons hulle hard gaan roep. Wil julle hulle roep? Ek gaan 3 tel. Dan roep ons hulle Zip en Z, dan kom hulle uit. Okay. Is julle reg? 1, 2, nee, mampa, julle moet saam Zip en Z vanoggend. Julle is ook kinders, kinders van die Here. Alright. Goed. 1, is julle reg? Alright. 1, 2, 3. Hallo daar maatjies en natuurlik oom Dominee, gaan dit goed met julle? Ek het my tandjies gemorsel en julle het enige tandjies gemorsel? Ek is so bly om weer hier by julle te kan kom kuier. Ek het julle gemis, jong. Ek spring sommer op en af van die blydskap omdat ons weer kom kuier het. Maar Dominee, ons het 'n probleem in hierdie kerk. Hierdie oom is wat soos oud poppie staan as die kinders dans. Ons moet hulle bietjie leer dat hulle kan saam dans. Ja, hallo julle my kinders. Ag, en hallo ou Zippie. En oom Dominee, gaan dit goed? Gaan met my baie goed, dankie Zittie. Ag, ek is bly oom. En julle maatjies, ek het julle lanklaas gesien. Dit voel soos 'n jaar terug. Ja, Zittie. 'n hele jaar laas toe dit nog 2025 was en die Dominee nog 'n baard gehad het. Ja, julle is heeltemal reg. Ons het mekaar verskriklik lanklaas gesien en ons het net so verlang na julle twee, hoor. Ja, maar ek weet nie hoekom julle nie kom kuier het gouer nie, maar ons is so bly julle is hier. En ons gaan vandag saam met julle iets uit die Bybel uitleer. Sien julle uit daarna? Ja, kan nie wag nie. Julle, ek wonder darm nou of my hare darm okay lyk. Ek het nie vanoggend 'n haardroër gehad wat werk nie. Ek kon dit nie droog blaas nie, maatjies, en hy het gister nog gewerk, Zip, en vanoggend is hy kapot. Dit lyk tog of iemand dit gefix het, Zittie. Wie het hom reggemaak? Want jou hare lyk vir my okay, behalwe vir die ou krullertjies wat nog in jou hare sit. Jy moet hulle uithaal, dit pas nie by jou mooi persoonlikheid nie. Ag, wat Zittie, ou Zip is nou net jaloers vanmôre omdat sy hare nie so mooi soos joune is. Jou hare lyk vir my heel okay, hoor. Dankie oom. Nou ek is bly iemand kon darm jou haardroër regmaak. Kom ons hoor gou by die kinders vanoggend. Wie maak goed reg as dit stikkend is by die huis? Maak pa dit reg? Wie nog? Right, mamma, hy maak jou hare droog reg. Maak ma ietsie reg by die huis? Of maak net pa alles reg by die huis?
Goed, ons almal moet iets regmaak, ons moet 'n plak regmaak, ons moet die haardroër regmaak, ons moet 'n klomp goed regmaak binne in die huis. Goed, kom ons, ek het nou vir julle gevra, maar Zetty, ons is so bly dat jou haardroër dan nou reg is. Dankie oom. Maar Dominee, mense het tools nodig om goed reg te maak. En 'n toolbox. Ek weet nie wat is 'n toolbox in Afrikaans nie. Toolbox. Ek dink dit met 'n Afrikaans 'n nuwe woord in die woordeboek met 'n nuwe Afrikaanse woord wees. Nee, Zip. In ons huis en in hierdie kerk praat ons Afrikaans. Tools is gereedskap. En dit is goed waarmee jy ietsie regmaak. 'n Toolbox, Zippie, is die kas, kyk bietjie onder. Dit is 'n groot kas wat jy jou gereedskap in bære. Dis bitter swaar. Dis reg, Zetty, jy het ook baie mooi geleer, maar ek het ook vanoggend my toolbox, ekskuus Zetty, ek het nou nie bedoel om weer my taal te mix nie, ekskuus Zetty, man. Maar ek het my gereedskapkis vanoggend saamgebring. Julle het gesien, hy staan hier voor op die tafel. En ons gaan nou kyk wat daar binne-in is. En ek gaan een vir een ding uithaal, dan gaan julle eers vir my sê of julle kan onthou wat dit is. Wat is hierdie? Dis 'n hamer, nee. Goed, wat maak ons met 'n hamer? Ons kap goed in, nee. Ons kap spykers in en ons kap somme houte en planke doen ons daarmee. Ek weet ook. Oom, 'n hamer kan ons mos goeders inslaan, né? So spykers en daai ander mense skruinwerkers. Hulle gebruik dit om huise te bou en dakke op te sit en sulke swaar planke aan mekaar te kap. Dit lyk vir my Zet dat jy ook gesien het al hoe hulle hierdie goede gebruik. Hoe daar het jy al self met 'n hamer gewerk? Nee oom. Ek is ook maar bly want anders het jy jou vinger raak geslaan, hoor. Raai, kom ons kyk gou wat is nog in ons gereedskapkis. Dis die Afrikaans, né? Wat is in ons gereedskapkis? Laat ek nou net sien wat moet ons nou hier uithaal. Dan kyk ons moet nou hier iets gaan soek. Ek gaan bietjie hier ingrawe en kyk wat het ons hier binne. Wat is die? Dis 'n skroewedraaier. Ja, wat maak mens met 'n skroewedraaier? Sê gou vir my wat doen mens met 'n skroewedraaier? Krap jy die verf af met hom? Jy draai 'n skroefie daarmee in. Ja, draai 'n skroefie in. Ek weet, 'n skroef indraaier. Want jy draai mos skroewe met hom in. En weet jy wat? Jy kry deesdae sulke grandes hoor wat met batterye werk. En sommer 1, 2, 3, dan het jy die skroef in die gat. Cool, hè Dominee? Jy is heeltemal reg, Zip. 'n Mens draai skroewe in en uit met 'n skroewedraaier. En wie van julle het moes al iets in die huis gedoen het en dan kort jy 'n skroewedraaier en dan het jy nie een nie, né? En wat gebeur dan? Dis dan 'n gesukkel. As jy nie 'n skroewedraaier het, dan vat jy sommer 'n mes of 'n vurk of 'n ding, maar dit werk nie altyd nie. Maar goed, moet ons nog kyk wat se tools het ons in die toolbox. Wat se gereedskap het ons nog daarin? Kom ons kyk gou, wat het ons nog hier? Wie kan vir my sê, wat is hierdie? 'n boor. Hulle almal nou wakker. Dan het 'n plak uitgetrek. Wat maak mens met 'n boor? Het almal geskrik en nou is ons almal wakker. Ons boor 'n gat daarmee in, né? Dominee, nou is my ore seer, jong. Maar ek het al met my eie oë gesien. Dit raas verskriklik soos dit nou geraas het. Mens boor gate in mure, in houte, in yster, of in enigiets waar jy 'n gat in wil hê boor, mens. Ja, mens kan baie dinge met 'n boor doen. Zip, jy kry natuurlik groot bore, jy kry klein boortjies, jy kry hulle in verskillende kleure, jy kry hulle in verskillende fabrikate. Ek is seker daar's in elkeen van julle maatjies se huise 'n boor. Het pappa 'n boor? As hy nie het nie, dan weet jy wat jy nou vir hom vir sy verjaarsdag moet gaan koop of 'n Kersfees, né? Right, ek help julle net vanoggend. Goed. Kom ons kyk wat het ons nog binne in ons gereedskapkis. Wat is die? Spykers, né? Ja.
Dit is, oom, daar is soveel van hulle op die mark. Grootes, vetes, mares, kortes, langes. Ag sjoe, dis te veel. Oom, met 'n hamer en 'n spyker, dan slaan jy goeder sommer aan mekaar vas. Alle wêreld, ek onthou, my pa het een keer sy vinger met 'n hamer raak geslaan, maatjies, jete, toe sê hy sulke snaakse rympies op. En toe oom, sy vinger was bitterlank, amper vir 7 dae in 'n pleister. Sies tog, arme papa. Ja, jongsie, dit is verskriklik sleg as mens se vinger met 'n hamer raakslaan. Dis baie seer. So julle moet, as julle weer 'n hamer gebruik, ook julle twee moet julle daarin baie versigtig die spykers inslaan, hoor. Ons sal Dominee. Kom ons kyk wat is nog in ons gereedskapkis. Kom ons kyk wat is nog hier. Alright. Wat is dit? Kom ons gee gou iemand anders 'n kans. Edouan, ek weet jy weet wat dit is, want jou ander oupa het jou mooi geleer. Wie het nog nie geantwoord nie? Wie het vanoggend nog nie geantwoord nie? Alright, sê gou vir ons. 'n maatband, nie 'n typ. Dis wat ons ken, dis 'n typ. Goed, wat maak ons met 'n typ? Mooi maatjie. Oom, ja, dis 'n typ, O gits. Daar mix ek my taal ook. Oom, ek het gesien die ooms wat ons kerk se dak reggemaak het, en daai oom wat besig is om daai orgel daarbo te doen, hy het ook so 'n ding. Ja, met 'n maatband of 'n typ meet ons hoe ver die spykers uitmekaar moet wees en maar sien julle maats vanoggend hoe belangrik is dit dat daar verskillende soorte gereedskap binne in hierdie gereedskapkis moet wees. Om met hierdie gereedskap te kan werk, moet jy 'n sekere talent hê. As jy nie weet hoe werk 'n boor nie, gaan jy nie weet wat gaan gebeur. As jy nie weet wat om met 'n maatband te maat en hoe om te lees nie, gaan jy ook nie werk nie. Wie van julle weet wat 'n maatband is? Wie van julle? Sê vir ons. Ag, ek bedoel wat 'n talent is. Raak my woorde die mekaar. Wat is 'n talent? Ek weet. Weet jy, Zip? Ja. Dit sê vir ons. So Zetty en daai nuwe oom, wat is sy naam nou weer? Oom Johan, wat in ons kerk is, wat so mooi kan sing. Dankie. En oom, dit is soos al die jeuggroepleiers wat vir ons so mooi kan vertel van al die verhale in die Bybel. Sjoe, maar julle twee is daarom slim, julle is heeltemal reg. Nou ons kan nou nie almal dakke regmaak nie. Ons gaan van die dak afval, veral ek en oom Lodewyk met ons kunsbene val ons van die dak af. Ons gaan nie daarbo kan kom nie. So met ons kan ook nie sing nie, ons kan nie kerkorgels regmaak nie. Maar al wat die Here van ons vra is dat ons dit wat hy vir ons gegee het, dat ons dit die beste sal gebruik in sy kerk, So wat belangrik is dat wat jy elke dag moet doen, is dat jy dit so moet doen, dat jy dit vir die Here doen en nie vir jouself nie. Maar oom Dominee, sal oom asseblief vir ons nou bietjie verduidelik, watter gereedskap het ons dan by die Here gekry? Hoe kan ons dit gebruik? Ja, ek wil nou weet wat is die Heer. Miskien 'n saag of 'n tang, dalk sommer net 'n hamer wat almal se vingers gaan raakslaan. Maar hy sê het jy geweet, ons Dominee weet nie hoe werk 'n saag nie. Want toe saag hy sy beet af, soos die ander twee ooms ook in hierdie kerk. Nee man, nee Zip, dis nie wat gebeur het nie. Gaan vra eerder vir die oom self. Hou op met jou grappies. Ek sal nou nie 'n hamer in jou hand eintlik vertrou nie, of 'n saag nie. Nee, nou saag jy jou been ook af. Jong, ek kap jou sommer met die hamer, jou snip. Alright julle twee, ek dink dis nou genoeg gefight vir hierdie oggend. Stop julle twee nou julle grappies, sodat ons kan leer wat uit God se gereedskapkis kan uitkom, dat ons as kerkmense vanoggend hier kan weggaan en weet hoe die Here ons wil gebruik. Nou, ek gaan vir julle vanoggend eers gou 'n bietjie help en dan praat ons verder. Ons gaan eers bietjie Bybel lees, dat ons kan sien wat is 'n talent en hoe kan ons dit gebruik. Nou kom ons kyk wat sê Romeine 12. Romeine 12 in die Nuwe Testament, Right. Vers 3. Zip en Zet, julle moet nou mooi luister, ek gaan vir julle twee vra. Okay, oom. Okay. Okay.
Hoor julle? Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Ek gaan nou eers daar stop en dit vir die kinders verduidelik. Wat sê Paulus hier? Steek gou jou hande in die lug op. En as jy kan, jou voete op. Goed, hoeveel ledemate het jy? Ek het net 3. Ons het 4, nee, right, ons het 4. Right, het almal dieselfde funksie? Loop jy op jou hande? Nee. Op ons voete, ja, ons loop op ons voete. So, maar jy kan met al hierdie arms en bene en ore en neus van jou, het almal dieselfde funksie, kan jy ryk met jou voete? Nee, hulle ryk net, as jy jou skoene uittrek, nee. En so jy het 'n oog is nie 'n oor nie en 'n hand is nie 'n voet nie. En Paulus sê hier, ons is almal een liggaam en lede en het nie almal dieselfde funksie nie. En dan sê hy, net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam. In Christus een liggaam, almal afsonderlik lede van mekaar. Ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, dit is om die evangelie te verkondig, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om te leer, laat ons leer. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Goed, die Here gee vir elkeen van ons, ook vir julle as kinders, vir ma en vir pa en vir oupa, sekere dinge wat ons moet doen. En dan gee hy vir ons die krag, hy sê, ek gaan jou help om dit te kan doen. Byvoorbeeld, ons loop met ons bene, ons elke dag gebruik ons dit wat die Here vir ons gegee het. Maar nou binne in hierdie gereedskapkis, het al hierdie gereedskap het ons nou verskillende funksies. Die tang het 'n ander funksie as die maatband, en die boor 'n ander funksie as die hamer, en die skroewedraaier 'n ander funksie as nog 'n tang. Maar hierdie gereedskapkis is eintlik die gemeente, né? So ons almal is deel van God se gereedskapkis. En daarom moet ons almal deel daarvan wees. Party van ons sing mooi, ander kan weer ander goede doen, ander mense kan hard werk, kan vinnig hardloop. En daarom moet ek en jy dink, wat kan ek vir die Here doen? Wat is ek in daai gereedskapkis? Waar moet, en ek gaan dit net nou vir julle nog bietjie meer verduidelik. So elkeen van ons is 'n klein stukkie gereedskap binne in hierdie toolbox, né, Zetty? Ja, Dominee. Nou verstaan ek amper hoekom ons almal so verskillend is. En die Here het elkeen van ons nie eers dieselfde gemaak nie. Ons almal is uniek geskape. En het oom geweet, hier is nie eers 2 mense in hierdie kerk wat dieselfde lyk nie. Dominee, beteken dit dan dat ons elkeen 'n nuwe stukkie gereedskap vir God se gereedskapkis is? Ja, Josef, God is baie slimmer as enige mens. En daarom kan hy wonderlike dinge doen. En hy maak baie slim planne. Hy wil hê ons elkeen moet vir hom werk. Maats, dit lyk daarom nou of Zip en Zet iets begin verstaan, dat hulle ook 'n plek het, en julle ook 'n plek het binne in hierdie gereedskapkis. Veral ou Zip. Hy vat ook maar partykeer 'n bietjie lank om te verstaan, né? Ja, en ons sal hom maar verskoon as hy vandag 'n bietjie stadig is, want daar agter ons kom ook maar in die kraal, né, ou Zip? Ja, Dominee. Ons trek sommer jou been, Zip. Hoor jy, jy's die slimste Zip wat ek ons ooit ontmoet het. Okay. Dankie oom Dominee, hoor jy jou klein slip. Verstaan julle ook, nou op die maatjies verstaan. Daarom moet ons besef dat God almal van ons nodig het
binne in sy gereedskapkis. Baie mense dink hulle is nie nodig nie. So as julle nou hierdie ou gereedskapkis van my nou hier sien, dan sien jy hier binne, hier's nou 'n ou klomp skroefies en 'n ou klomp spykertjies en bore, maar hierdie goed gaan ek omtrent niks van hulle baie keer gebruik nie. Nou dit gebeur partykeer, daar's tools in die toolbox wat ons nie gebruik nie of wat nêrens gebruik wil word nie. So die Here wil sien dat ons almal in sy toolbox mekaar liefhet, dat ons die Here liefhet, dat ons omgee vir mekaar en dat ons ook ander mense binne in ons dorp verskriklik liefhet. So alle mense is vir die Here belangrik. Jy is so belangrik in Jesus se toolbox. Maar oom Dominee, as ons moet mos as klein kindertjies, al is ons klein, dan vir die Here begin werk. Ek dink ons moet sommer vandag begin om te werk. Sjoe, Zetty, sal dit nie wonderlik wees as ons vir die Here iets goeds kan doen nie. Saggies, Zetty, dink jy ons gaan betaal word? Die Here is mos ryk. Hy sal ons vir ons salaris gee. Nee, sip. Ai man, jy dink altyd net aan geld. Ek verstaan dat wanneer ons die Here se werk doen en omdat ons lief is vir hom, dan doen ons dit uit ons hartjies uit. Nie vir geld nie, want Jesus het baie betaal om ons deel van sy gereedskapkis te maak, toe hy vir ons gesterf het. Hy gebruik nie net groot mense nie, maar al die kindertjies ook. Die Here kan mos sommer julle almal, van daar tot daar, almal van julle, kan Jesus gebruik. Nee oom? Ja, Zet, jy's heeltemal reg. Ons moet nou almal mooi dink wat se gereedskap kan ons in Jesus se gereedskapkis wees. Nou wil ek hê moet julle bietjie dink, wat kan jy goed doen? Nou kom ek help julle gou. Hier in die kerk sit mense en hulle kan baie goed beplan. Dan is hier in die kerk iemand soos Tannie Ina wat nou weer baie goed kan klavier speel. Wie van julle kan klavier speel? Nee, ek ook nie. Ek kan trekklavier speel, ek trek net die klavier in die gang op en af. En dan is hier iemand in die kerk, soos Tannie Tina, sy kan die boeke doen. En dan is hier iemand in die kerk wat mooi kyk na hierdie geboue waarin ons is. Het julle geweet, hier is iemand wat na die geboue kyk? Dat hulle mooi geverf is, dat die kerk skoon is as julle Sondagoggend hier inkom. Ons het iemand nodig wat vir ander mense kan gaan bid, né? Ek hoop Zip en Zet, julle twee beklei nie net altyd nie, maar bid ook soms daarom so bietjie vir mekaar. Ja oom, ons doen. Of ons het mense nodig wat vir ander mense wat dalk siek is, 'n geskenkie kan gaan gee. Of ons het iemand nodig in die kerk wat bazaar kan hou. Een van die dae is dit weer bazaar. Weet julle dit, die 9de Mei, dis sommer môre, sommer baie gou hiervan af. So daarom moet ek en jy weet, wat kan ek vir die Here doen? Wat is my talent? Die Here wil vir jou hê, jy moet in die kerk werk, hy wil jou deel van hierdie toolbox van hom maak. Elkeen het 'n funksie, jy kan nie net daar in jou toolbox lê en niks doen nie. Zip en Zet, soos julle wat van nou af weer net in julle boks gaan lê, as ons hier klaar is. Nee, so elkeen van ons het 'n plek. Zip, ek wil vir jou iets vra. Jy is moslim, né? Ja, Dominee. Ek wil vra, wat gaan gebeur as jy jou toolbox vat en al jou gereedskap is weg? Dan gaan ek mos nie kan werk nie. Ek gaan nie kan saag nie, of boor, of spykers kan inslaan nie. Dan beteken my gereedskap is mos niks. Geen werk kan goed doen word as daar nie gereedskaps in is nie. En eendag vreeslik gesukkel om 'n skroef in te draai. En omdat ek nie 'n, dis 'n moeilike woord daai, skroefdraaier gehad het nie. Ek stap saam met jou ou Zippie. Die Here wil hê, ons moet in sy gereedskapkis wees. En weet julle maatjies hoe baie duur is gereedskap? Dink maar net aan dan die dierprys wat Jesus vir ons betaal het, om jou deel van sy gereedskap te maak. Dan is hy net ons alleen baie versigtig en spesiaal gemaak. Vandag moet ons vir die Here vra. Ons moet bid dat hy elkeen van ons
almal groot mense ook, en al die kindertjies wat hier is, wys dat hulle betaal het. Ons was eintlik maar soos geroeste, vuil, ongebruikte gereedskap, wat mooi skoongemaak is, en terug in die toolbox geplaas is. Ons is nou nuwe gereedskap, wat vir Jesus werk. Jippie! Hey, almal, né? Zip, jy's nou so reg, en ek hoop dat julle twee en al die maatjies wat en mamma en pappa almal vanmôre gaan besef hoe kosbare en duur gereedskap het die Here van ons gemaak en ons in sy gereedskapkis geplaas. Nou ons moet almal vra, waar gaan ons inpas in hierdie gereedskapkis? En ek het net nou vir julle gesê, Zip en Zet, ek praat nou met julle twee. Julle gaan nou na vandag, nou nie net in julle twee se kaste wegkruip tot ons volgende keer weer vir julle gaan vra om hiernatoe te kom nie, né? Nee oom. Nee, die Here het julle nodig. Hy wil hê julle moet werk in sy kerk en hy wil hê elke kind, elke groot mens moet deel van sy gereedskapkis wees. Hy moet net vra, waar kan ek werk? Ja, ons beloof, ons sal die Here lief hê, en ook al die maatjies baie lief hê wat hierso is. Ja, ek beloof ook. En ons gaan hard werk om ons Bybel te lees en elke dag gehoorsaam te wees. Ek en Zetty gaan van nou af elke aand om die tafel ons Bybel mooi lees, en die stukkie wat Dominee ons saam huis toe gaan gee, deeglik as gesin deurwerk. Ons hele gesin sal sien watter talente ons het en waar die Here ons nodig het. Zip en Zet, ek is so trots op julle twee. Maar weet julle is ook seker nou moeg en nat gesweet na al hierdie ou gesprek wat ons nou gehad het, en dat ons almal vir mekaar moes vertel van waar ons inpas in hierdie mooi gereedskapkis. Nou ja, julle almal, julle maatjies, julle moet onthou hoe spesiaal is julle vir die Here, en julle moet nou nie wag om te vra, en mamma en pappa ook, waar kan ek in hierdie toolbox, hierdie gemeente, waar kan ek wees? Dalk is iemand 'n hamer, dalk is iemand 'n spyker, dalk is iemand 'n skroewedraaier, dalk is iemand, so elkeen van ons is in hierdie kerk, en elkeen het iets om te doen. Is dit nie lekker nie, né, dat ons saam vir die Here kan werk? Kom ons bid eers saam, voordat ons vir hierdie twee totsiens sê, maar julle mag nou nie 'n blommetjie saamvat as julle hier loop nie, hoor, ek sien julle hand tussen die blomme. Sal julle nie die blomme water gee, Zip, hoor? Ek sal. Ek beloof. Kom ons bid eers saam. Julle twee moet julle oogies mooi toemaak. Zip, joune is nog oop. Dankie. Here, dankie dat U ons U tools gemaak het in die kerk. U gebruik ons. Daar's 'n plek vir elkeen van ons. En dankie dat U ook vandag op elke kindjie se hart gedruk het, dat ons maar net, ons groot taak is om maar net lief te hê, mekaar lief te hê en U lief te hê met ons hele hart en met ons hele siel. Ons kan nie wag, Here, om in U gereedskapkis te werk nie. Gebruik ons, lei ons, help ons om te wys waar wil U hê moet ons werk. Dankie, Here, dat ons nou onsself aan U kan gee. Ons klim sommer in die gereedskapkis in en vra, lei ons waar ons moet gaan werk. In Jesus se naam. Amen. Goed, maatjies, nou moet ons vir hierdie twee nou eers baie sê. Ek gaan nou 3 tel en dan skrou julle vir hulle Kubai Zip en Kubai Zet, en dan gaan hulle vir ons terug Kubai sê, en dan gebeur daar iets anders. 1. Nee, 1. Is julle reg? 2. Nee, is julle reg? 1, 2, 3. Bye-bye maatjies, lief julle, bye-bye ooms en tannies. Bye-bye Zet, mooi bly. Klim uit julle kasse uit, hoor. Het nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
kan ook een kry, Jolanda. Net een sweetie elkeen asseblief. Ek stuur die bordjie om. Vir die verandering kan jy iets uithaal en nie ingooi nie. Wie jy ook 'n sweetie hê? Nou kom staan, dan gee ek vir julle. Ek gaan hom in jou mond sit. En sê dit daar's vir jou ook een. Nou hoor, raai lekker eet. Dan het ek die papier afhaal. As haar oor is, kan jy kry. Kan jy weet. Kom ons gee maar net kans dat daai bordjie nie deurgaan. Ons het dan so 'n paar minute gewen vandag. Ek maak op vir verlede Sondag se 1 en 'n half diens. Leer ons geduld. Ja. So is altyd iets te leer en iets nie. Nou haast, geen haast. Lyk my daai bordjie is nou te ver. Hy is nou by die oumas al. Nie veronderstel jy, maar dit lyk so. Sê. Lyk my nou sy sommer leeg ook aan. Kom ons bid net saam. Ons Vader in die hemel, dankie dat U ons gebruik ook in die koninkryk en dat U vir elkeen van ons 'n plekkie het daarin. En gebruik ook dit wat ons nou aan U gee, Here, en dit so aan dat U koninkryk daardeur gebou gaan word, U naam verheerlik kan word. En help ons om elke dag ons gawes en talente in U koninkryk opreg te gebruik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. My rekenaar wil nog die liedjie sing. Hy moet dit nie nou doen nie. Maar goed, kom ons los hom maar net, hy is nou stil. Kom ons sluit af vanoggend met lied 547. Alle volke, klap julle hande, kom ons sing al 3 verse, en daarna bely ons net staan vir die uitspreek van die seën. En dan onthou kerkraad vergadering so ongeveer by 11:00 se kant, en dan al die ouers dan net gou, julle kan dalk net vinnig 'n draaitjie loop as jy wil, of net gou vinnig bene rek, en dan kry ek julle binne 'n paar minute dan hier in die kerkgebou. Kom ons sluit af. Volke, klap julle hande, juich tot eer van God. Hef jul stem en roem sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want die hemel koning skenk ons sy genade.
Hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skeppingsdade. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Ons gaan in sy woning en hy roep ons almal saam. Die skare juig en horens blaas, ons almal roem sy naam. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, want hy is ewig koning in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prys sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. En dan sluit ons af, dan sê die Here dan ook vir ons, totsiens. Maar nou nie, dat hy nou hier agterbly nie, hy sê net vir ons, my genade gaan met jou wees, en die liefde van Jesus sal met jou wees, en die Heilige Gees sal saam met ons gaan. Sing amen, amen, ons prys U naam, o Heer. Sing amen, amen, ons prys U naam, o Heer. Sing amen, amen, o Heer. Amen, o Heer. Amen, ons prys U naam, o Heer. Bye.